Wanneer ek en jy na enigiets kyk, dan prosesseer ons breine eers die beeld wat gekyk is. Met ander woorde, ons breine gaan deur al sy verskillende layers om agter te kom, is hierdie ding wat ek nou sien ietsie niets, of is hierdie ding ietsie wat ek al reeds in my verlede beleef het? En natuurlik, wanneer ons al reeds soortgelyke ervarings gehad het, wanneer ons al iets soortgelyk gesien het, dan prosesseer ons breine hierdie beeld baie gemakliker, en dan kan ons al hoe beter sin maak van dit wat ons gesien het. Maar wanneer ons breine deur sy layers gaan en agterkom dat hierdie nuwe beeld wat hy gesien het totaal en al nuut is, en dat daar geen vorige ervarings is wat hom herinner aan hierdie beeld wat hy sopas gesien het nie, dan prosesseer ons breine dit net moeiliker, en dan sukkel ons om sin te maak van dit wat ons gesien het. En gewoonlik wanneer ons dan nou sukkel om sin te maak van dit wat ons gesien het, dan sê ons kan ons oë nie glo nie. Want ons maak eintlik 'n belydenis hiermee. Ons sê, ons oë het iets gesien, maar ons breine kan dit nie glo, kan dit nie verstaan, kan dit nie begryp of kan dit nie prosesseer nie. En iets soortgelyk het eintlik met Petrus gebeur. In Handelinge 10 lees ons van die bekende visioen wat Petrus gehad het. Petrus wat op die huis se dak gesit het en hierdie visioen gekry het, terwyl daar kos voorberei is in die agtergrond, van 'n linnedoek wat op sy 4 punte afgesak is na die aarde toe. En binne in hierdie linnedoek was daar allerhande diere gewees. En uit Petrus se reaksie kan ons agterkom dat dit waarskynlik onrein diere moes gewees het. Want nie 1 keer nie, maar 3 keer kry Petrus die opdrag om van hierdie diere te vat, te slag en dit te eet. En elke keer dan weier Petrus om dit te doen. Hy sê, nee, nog nooit nie, Here, nooit het ek al my lippe aan iets gesit wat besoedel is of onrein is nie. Petrus sien hierdie gebeurtenis voor sy oë afspeel, maar die tradisies wat in sy kop vasgevang is, die tradisies oor watter kosse rein is en watter kosse onrein is, verhoed hom om oor te gaan om van hierdie kosse te eet. En uiteindelik kom ons agter dat hierdie verhaal nie so seer gegaan het oor onrein kosse nie, maar dat dit eintlik gegaan het oor onrein mense. Of ten minste mense met wie Petrus se mense glad nie wou geassosieer het nie, omdat hulle daardie mense beskou het as onrein. Hoekom sê ek so? Direk na hierdie visioen kom daar boodskappers aan van 'n Romeinse centurion, 'n Romeinse soldaat, wat vir Petrus ontbied het na sy huis toe. En hy vra vir Petrus om by hom te kom tuiskom en uiteindelik ook 10-1 'n broodjie saam met hom te breek, om ietsie saam met hom te kom eet. En wat doen Petrus? Hy gaan na hierdie man se huis toe en hy beleef daar 'n ongekende geloof by hierdie Romeinse centurio of Romeinse soldaat se huis. Weereens sou Petrus se tradisies wat in sy kop vasgevang is, vir hom verhoed het om na so 'n man se huis toe te gaan. Maar omdat hy hierdie nuwe beeld voor sy oë gesien het, hierdie beeld van die linnedoek wat op sy 4 punte afgesak is na die aarde toe, en met onrein kosse daarin, en die stem wat vir Petrus gesê het, neem, slag en eet hiervan, kon dit vir Petrus uiteindelik oortuig om met ander oë te kyk na hierdie Romeinse centurion, hierdie Romeinse soldaat, as die oë waarmee hy aanvanklik na hom sou gekyk het. Oë van onreinheid, oë van oordeel en oë van afguns. Petrus kon sy vooraf opgestelde idees oor Romeinse soldate, die tradisies wat daar in sy kop vasgevang was oor Romeinse soldate, net vir 'n oomblik eenkant los, sodat hy werklik vir hierdie Romeinse soldaat, hierdie Romeinse centurio, kon raak sien vir die mens wie hy werklik is. Petrus het nie met tradisie oë gekyk nie, maar met liefdesoë. En uiteindelik dink ek dat hierdie visioen van Petrus ook vir my en vir jou 'n uitdaging is. Hoe sal my en jou lewe lyk as ons verby die tradisionele prentjies wat ons dikwels oor ander mense in ons koppe het, en ons kan daardie ander definieer net soos wat ons wil? Hoe sal ons tradisionele prentjies oor ander lyk as ons daardie tradisionele prentjie net vir 'n oomblik op sy skuif en mense met liefdesoë raak sien? Ons kan dalk sê, ons het al alles gesien, ons het al alles beleef. Maar die oomblik, en dit leer ons in Jesus Christus, dit leer ons in hierdie verhaal in Handelinge 10. Die oomblik wanneer ons dink ons alles gesien het, dan spreek Christus wat in ons harte leef ons deur sy gees aan, om te sê, kyk weer, kyk nog 'n keer, want dalk sal jy verby al die laag van tradisie en vooraf opgestelde idees kan kyk en werklik mense se harte kan raak sien, die oomblik wanneer jy met liefdesoë kyk.
Hemelvader, baie dankie dat ons nuwe oë gekry het in U Seun Jesus Christus. En Vader, help ons om met hierdie nuwe oë na ander te kyk, om nie vasgevang te wees in ons tradisionele manier om na ander te kyk, hoe ons ook al ander definieer nie. Help ons Vader om met liefdesoë te kyk, want dan weet ons, sal ons mense se harte raak sien. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy uit jou besige dag tyd geneem het om saam met my te kuier. Ons kuier seker gou weer.